Daar is so baie stemme wat ons hoor en wat ons beïnvloed. En baie van hulle is goed, maar wanneer Jesus se stem met ons praat, dan is dit anders, dan is dit uniek. En vandag gaan ons kyk, hoe weet ons dat dit Jesus se stem is wat met my praat. En die gedeelte wat ons gaan begelei om dit te verstaan, is Markus hoofstuk 5. Die verhaal van die besete man van Gerasa. Here, as die woord voor ons oop is ons op die wonderlikste plek. Dankie dat U by ons is in die volheid. Dankie dat U spesiaal met ons, met my kom praat, wat luister. En Heilige Gees, wil U vrylik praat, wil U ons leer, wil U ons instel op U stem. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Markus hoofstuk 5. Nou Markus 4 eindig waar hulle op die see was en die storm gekom het. Hulle was op pad gewees na die oorkant van die see, die plek waar hulle nou gaan aankom. En op pad soontoe het Jesus gelê en slaap agter op die skip. En toe het 'n storm gekom en hy die storm stil gemaak. En dan lees ons wat daarna gebeur het toe hulle aankom in die ander kant van die see. Daarna het hulle oor kan die see in die land van die Geraseners aangekom. Net toe Jesus uit die skuit klim, het daar van die grafte af 'n man met 'n onrein gees hom tegemoet gekom. Die man het tussen die grafte gebly. Niemand kon hom selfs met 'n ketting vasbind nie, want hulle het hom al dikwels met voet en handboeie vasgemaak, maar dan ruk hy die handboeie uitmekaar en skop die voetboeie stukkend. Niemand kon hom baas raak nie. Hy was dag en nag aan die skreeu tussen die grafte en in die berge, en dan kap hy homself met klippe. Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehardloop. Hy het voor hom neergeval en hard geskreeu: "Wat het U met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek U, in God se naam, moet my nie pynig nie." Want Jesus het vir hom gesê: "Onrein gees, gaan uit die man uit." Hy het hom toe gevra: "Wat is jou naam?" "My naam is Legio," antwoord hy hom, "want ons is baie." Die man het hom toe ernstig gesoebat om hulle nie uit die landstreek uit weg te stuur nie. Daarna teen die berg het 'n groot trop varke geloop. Die onrein geeste het hom toe gesmeek: "Stuur ons aan die varke toe, sodat ons in hulle kan invaar." Hy het hulle dit toegelaat en hulle het uitgegaan en die varke ingevaar. Die hele trop varke van omtrent 2000 het op die loop gesit teen die hang af, die see in, en hulle het versuip. Hulle wagters het weggehardloop en dit in die dorp en op die plaas gaan vertel. Die mense het kom kyk wat daar gebeur het. Toe hulle by Jesus kom en die besetene, in wie die baie bose geeste was, daar sien sit met sy klere aan en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik. Die wat alles gesien het vir hulle vertel wat met die besetene gebeur het, en ook van die varke. Hulle het toe by Jesus daarop aangedring, om uit hulle gebied uit weg te gaan. Toe Jesus in die skei klim, het die man wat van die duiwel besete was, by hom daarop aangedring om saam met hom te gaan. Jesus het hom dit egter nie toegelaat nie, maar vir hom gesê: "Gaan na jou huis toe, na jou mense toe, en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het, en dat hy jou jammer gekry het." Hy het toe gegaan en deur die hele Dekapolis begin bekend maak wat Jesus alles vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor. Tot sover. Klink altyd so romanties as mens hoor van, as die man by die huis kom, vra sy vrou vir hom: "En toe my man, hoe was jou dag gewees?" En menige dae dink ek so Jesus se disippels vir hulle vrouens gesê het: "Jy sal my nie glo as ek jou vertel nie." Jesus het 'n groot deel van sy bediening tot nou toe onder die Jode gedoen, en toe besluit hy dat hy bietjie wil skuif na 'n ander gebied toe, 'n gebied wat vir die Jode taboe was. Hulle het die mense vermy, nie kontak gehad nie, en dit is na die oorkant van die Middellandse See, waar ons lees nou hier dat die Geraseners daar gebly het, en daar was onder andere, dit praat van die Dekapolis, 10 groot dorpe, wat die Griekse invloed baie sterk was.
En van daar af uit, dit was die mense wat die omgewing beïnvloed het, sterk besighede en kontak met mense gehad. En hy besluit om soontoe te gaan, dis toe die storm hulle kry, en toe na die storm verby is, toe kom hulle aan by die land. En toe hulle van hulle skip af klim, nou dis vir hulle vreemde terrein, dis 'n plek wat hulle nie baie sou kom nie, dalk af en toe vir 'n bietjie besigheid, maar jy het nie met daai mense kontak gehad nie. Toe hulle van die skip afkom, kom daar 'n man aangestorm na hulle toe. En hulle kan onmiddellik sien, maar hierdie man het 'n dringendheid wat ons nie ken nie, en ook nie verstaan nie. En so kom dat hierdie man by Jesus aankom, en hulle met mekaar begin praat. Nou dan gee die Bybel 'n stukkie agtergrond van hierdie man. Dit was 'n man gewees wat sy naam Legio was, omdat hy deur so baie duiwels, die woord wat hier gebruik word, 'n onrein gees, as ons op direk sou vertaal, 'n onskoon gees, so dis nogal 'n bietjie 'n versagwoord van wat regtig in hierdie man aangegaan het. Toe ons van naderby bekyk, is daar 'n legio duiwels, nou 'n legioen in die Romeinse tyd was 6000 soldate gewees, want ons is baie, het hulle gesê, toe Jesus met hulle begin praat. En wat gebeur is dat hierdie man toe hy vir Jesus sien, die Bybel sê dat hy onmiddellik na hom toe gekom het, toe die boot land toe kom hierdie man na Jesus toe. Op 'n manier het hy net geweet, daardie man is die antwoord op my probleme. Hy was opgewees. Die Bybel gee vir ons die agtergrond. Hierdie man het tussen die grafte gebly. En vir daai mense was die grafte plekke wat hulle vermy het. Jy het nie naby grafte gekom nie, in die sin was dit 'n veilige plek gewees vir so 'n man wat deur die bose beset is. Vir hom was dit tussen die dooies. Hy was eintlik innerlik dood gewees. Dit was sy veilige plek gewees. En die mense het al probeer om hom te beheer, want hierdie man het totaal geen beheer gehad nie. Hy het geskreeu, sê die Bybel. Jy kon hom hoor op 'n groot afstand, kon jy hom hoor skreeu. Jy kon hoor, daar gaan iets verskrikliks binne in hom aan. En hy het geen beheer daaroor nie. Hulle het op tye hom vasgebind met kettinge, hand en voet, boeie, dit hulle gebruik het om gevangenes mee te boei. Dit het niks gehelp nie. Hierdie man het dit alles in 'n oomblik gebreek. En die mense het hom maar gelos, hulle was gewoond gewees aan hom. Hy het hulle nie skade aangedoen nie. Dalk het hulle hom probeer help deur hom net bietjie vas te hou en te dink dat dit hom gaan help. Maar dit het niks gehelp nie. En hierdie man kom na Jesus toe. Hy besef dat Jesus sy antwoord is. Nou hierdie geeste het beslis nie na Jesus toe wou kom nie. Hulle het Jesus geweldig vermy. Met alles in hulle. Maar hierdie man se behoefte was so groot, hy het gekom, maar toe hy by Jesus kom, toe praat dit wie hy eintlik is, en dit is wat binne in hom aangaan, die invloed wat van binne afkom. En daar kom 'n gesprek waar hierdie man as dit ware amper 'n toeskouer is. Het is nie gesprek tussen die bose dan nou en Jesus. En Jesus neem beheer oor die bose. Daar vind nie verskriklik baie gevegte en dinge plaas nie. Jesus het nie gesê, kom nader, en hulle het begin vuisslaan, en Jesus het hulle gewen, en hy was moeg geweest, maar hy het gewen nie. Niks daarvan nie. Hy is in totale beheer. Hulle is nie in dieselfde dimensie nie. En met alle mag sou hulle hierdie kontak wou vermy. Want sien, as Jesus verskyn, moet die bose verdwyn. Is hy net weg. 'n Beeld wat dit vir ons illustreer is soos die aanskakel van 'n lig. In die donker is die bose baie sterk en lyk hy indrukwekkend. En in die donker is mens baie onbeholpe, jy val maklik en jy loop teen goed vas. Maar dis waar die bose op sy beste is, as hy met jou kan werk waar jy nie al jou weerstand reg het nie. En hierdie bose is in 'n oomblik is hy ontmasker. Ek onthou toe ek in die koshuis was, toe mag ons glad nie radio's in die koshuis gehad het nie. En ek het verskriklik in my male verlang altyd. En toe ek hier standaard 9 was, toe het my pa 'n radiootjie wat hulle nie meer gebruik nie. En ek het hierdie radiootjie gekry, en my verbintenis met my ouers was dat ek op die radio kon luister wat hulle geluister het op die radio, en hulle het, my pa het nuus geluister altyd, en dan het hulle een of ander musiekprogram geluister. En dit was dit. So jy kon nou nie radio gebruik nie, ek mag hom nie hê nie, so ek het hom weggesteek onder my klere, maar nie aan as ek nou in die bed klim. Ons moes so 8:30 se kant moes ons ligte uit wees. Het ek met die radio onder die komberse gelê met 'n oorfoon, en dan het ek geluister na die nuusbulletin.
En sy musiekprogram was nog Afrikaanse musiek het ek daarna geluister. En dit het seker vir so 'n maand of wat aangehou. En een aand, ek weet nie hoe hulle het agtergekom het nie. Skielik lê ek so 10:00 die aand en luister met die oorfoon onder die komberse. Nie kom die onderwyser in, hy sit die lig aan en hy ruk die komberse van my af. Op 'n manier, weet nie hoe hy geweet het ek het die radio nie. En daar vang hy my. Ek kan niks wegsteek nie, ek kan niks ontken nie. Hy vang my met die radio daar, langs my in die bed. Nou ja, ek sal nie praat van die moeilikheid wat ek toegehad het nie. Maar iets daarvan, as die bose in die donker kan funksioneer, maar die oomblik toe Jesus kom en die lig aanskakel, toe is die bose totaal ontmasker. Toe is daar geen verweer nie, niks. Hulle is totaal onbeholpe eintlik. Iemand vertel 'n mooi verhaal van 'n man wat in die nag gelê slaap het in sy kamer, is donker gewees en hy word wakker en hy besef hier is iets baie boos in hierdie vertrek en hy voel ontsettend bedreig en hy sit die lig aan en toe hy die lig aansit, hier staan die duiwel self hier in die hoek, hier bo oor hom 'n troon. Hy sê, "O, is net jy," en hy sit die lig af en hy slaap. Iets daarvan. Mense het baie keer die indruk dat om van die bose ontslae te raak, is 'n verskriklike geveg en moet hom stoei. En ek was getuie daarvan, ek het met kosbare mense in my lewe al saamgewerk, uit ander kerktradisies, ander rasse, ander lande. En interessant, hulle het baie meer met duiwelbesetenheid te doen as ons. En dit het my altyd gefascineer, as hulle nou die duiwel uit iemand uitdryf, hoe hulle dit doen. Dit is 'n geweldige storie. Hulle vat die ou in sy kop en dan ruk hulle hom en dan praat hulle in die naam van Jesus, sê ek vir jou, gaan uit, en dan dit hou seker vir 10 minute partykeer aan, dis of hulle net nie klaar kry nie. En ek bewonder daai mense, ek bewonder hulle geestelike diepte, hulle geestelike erns, hulle beteken vir my geweldig baie. Maar ek het tog gewonder, as hulle nou 'n duiwel so uitdryf, waar in die Bybel kry hulle dit? En dan besef jy baie van dit kom maar uit hulle tradisie, hulle kerkse tradisie, het dit so gedoen. En mens wil nie ontken dat die bose werklik is en dat dit manifesteer op watter manier nie. Maar die belangrike wat ons in hierdie gedeelte sien, is dat Jesus nie met die bose beklei nie. Hy ruk nie die man op in veg met hom nie. Hy tree in 'n rustige gesprek met die bose en hy sê vir hulle, dis klaar. As Jesus verskyn, moet hy verdwyn. Daar's nie allerhande rituele en goed nodig nie. Die lig word aangeskakel en die bose is in 'n oomblik ontmasker. Nou wat daarna gebeur is baie interessant. Toe Jesus hulle ontmasker, toe probeer hulle, dis soos ek sê, is iemand wat uitgevang is en hy het geen verweer nie. En hulle sê toe, nou hier sien ons iets van die bose. Die bose is geweldig sterk, maar hy is nie baie slim nie. En die bose sê, goed, moet ons nie pynig nie, kan ons asseblief in die varke ingaan? Nou, dis 'n vreemde versoek, want die bose is nie in diere en in dinge nie. Jy kan nie 'n boosheid in 'n boom kry, of in 'n klip, of in 'n beeldjie wat iemand namens Boeddha gemaak het nie. Dis gewone goed, wat op God se aarde gemaak is, met materiaal wat God uitgedink het. Die bose gebruik mense om sy werk vir hom te doen. En die bose is baie sterker as mense. Die bose is nie slim nie, maar hy is baie slimmer as mense. So maklik kry hy toegang tot ons. Partykeer selfs beheer oor ons. Die oomblik as ons bietjie weg van die Here af beweeg, hy is heeltyd latent beskikbaar daar, dan gebruik hy sy kans. Die bose se wysheid, se slimheid laat my dink aan my net so kantnota oor my liefde vir suiker. Veroorsaak het ek baie gewig aangesit het. En dit was 'n stryd gewees altyd. Ek sê baie lief vir suiker, tot ek eendag hierdie ontdekking maak. Suiker, jou suikerlus is ongelooflik sterk. As jy eers 'n bietjie geproe het, kan jy dit nie weer stop nie. Maar hy is nie baie slim nie. So as ek hierdie geweldige lus vir suiker het, dan sê ek vir hom nie, goed, ons gaan nou gou sjokolade kry. Dan stap ek waarheen ook al, kom bys toe, en dan kry ek 'n bietjie grondboontjies. Enige iets wettigs, en dan kom eet ek dit. En dan is hy gelukkig, jy kan dit nie glo nie. En eers na so 1/2 uur sê hy, wag, ek het nog nie meer sjokolade gehad. Sê ek, skus, kom ons gaan kry dit. Dan gaan ek en kry ek 'n bietjie springmielies. Eet ek die springmielies. En op die manier het ek
dit reg gekry om suiker heeltemal te los. Nou ja, dit het geweldige voordele vir my gewig gehad. Elkeen het 'n ander stryd. En so is die bose nie baie slim nie, maar hy is baie sterk. En toe die bose vir hom sê, maar goed, kan ek asseblief in die varke ingaan? Dis al wat Jesus dink, hierdie wil ek nie misloop nie. En dan Jesus het nie die varke ingedryf nie, hy het nie met hulle onderhandel eers nie, hy het net gesê, goed, ek gaan julle nie keer nie. En die oomblik toe die bose in die varke in is om te sien hoe dom hulle is, toe kom daar, die bose kan nie, diere kan glad nie die bose hanteer nie, soos hier sien, dis hoekom jy nooit die bose in diere kry nie, want hulle leef nie meer nie, hulle is onmiddellik dood. Hierdie arme man, dit mense besef waardeur hy moes gegaan het, hierdie verskriklike boosheid wat binne in hom was. En hulle kom in die varke, en die oomblik toe hulle in die varke kom, toe kom daar 'n kortsluiting in die varke, en hulle maak hulle self dood so vinnig hulle kan. Die geweldige mag van die boosheid, maar voor Jesus is hy totaal magteloos. En dit is vir ons belangrik om dit te onthou. As ons enigstens bedreig voel deur die bose, of as iemand vir ons probeer sê, dat hy ken die manier hoe jy van die bose moet ontslaan raak, daar is nie rituele nie. Jy sit nie die lig aan. Die tweede belangrike ding wat met hierdie man gebeur het, is nadat hy van die bose ontslae is, en Jesus in beheer van hom gekom het, wat toe met hom gebeur. Nou, die mense van die omgewing het onmiddellik gaan getuig oor wat hulle gesien het. En meeste het gehardloop en gesê, hulle sal nie glo nie, maar hy het 'n man gekom en hy het hierdie boosheid hierdie een uitgehaal. En die mense kom terug by Jesus en sê vir hom, asseblief, geen net pad uit ons gebied uit. Want hierdie man, sê die Bybel, het daar gesit, geklee en by sy volle verstand. Jy sou dink hulle gaan bly wees en sê, is daar nie 'n wonderlike ding gebeur nie. Maar hulle het gewoond geraak aan hierdie boosheid, gewoond geraak aan hierdie man. En so is dit met ons ook. Ons raak gewoond aan verkeerde dinge. Die bekende is die plek waar ons veilig voel. En hulle vra Jesus om weg te gaan uit hulle gebied uit. Die man wat genees is, sê vir hom, ek het niks anders nie, ek het nie vriende of enige iets nie. Kan ek asseblief saam met julle gaan? En dan sê Jesus vir hom, nee, jy gaan nie saam met ons nie, ek het vir jou werk. En dan kry hy opdrag om in hierdie gebied, spesifiek in hierdie 10 invloedryke stede in daai gebied te gaan, en vir die mense net te vertel wat gebeur het. Geen preek nie, geen groot getuienis nie, net vertel. Jesus sê uiteindelik, sê net vir hulle, God het jou jammer gekry, en dis waar jy is. Jy kan iemand saamvat wat vertel wie jy was, en dan vir hulle sê, en hier's ek nou. En toe die man dit gedoen. Nou, dit is 'n wonderlike getuienis. Die eerste getuie tussen die Grieke oor Jesus was hierdie man gewees, en met fenominale resultate. En dis die bewys dat dit Jesus se stem is. Jesus se stem veroorsaak dat ons 'n begeerte het om te praat oor Jesus en te vertel wat hy gedoen het. En dit word uiteindelik ons roeping. En mag ons die belangrikheid en die krag daarvan besef, wanneer ons vir Jesus ruimte laat, om deur ons sy verhaal te vertel. Dinge wat hy vir my gedoen het, plekke waar ek hom gesien het, plekke waar hy my verander het, waar ek het net met liefde kommunikeer op 'n manier wat mense aantrek, en hulle veilig laat voel. En kom ons bid die Here dat hy ons sal help, om in ons getuienis te weet, dat ons veilig is. Die bose kan ons nie bedreig nie. Ons hoef nie bang te wees dat hy ons kan verras nie. Ons hoef net, wanneer ons op enige punt kom en ons seker is, die lig aan te skakel en sê, Jesus, dankie dat U hier is. Die oomblik as ek dit sê, is dit verby, dan is dit klaar, dan is ek veilig. En dan wil ek vertel wat Jesus gedoen het. Kom ons doen dit. Here, dankie vir wat U kom doen het in ons lewens. Dankie dat U die waarde vir ons teruggebring het, dat U ons nuttig gemaak het. Dankie vir die vreugde wat U gee. Dankie dat U ons help om voluit te leef, om ander raak te sien, hulle te help, hulle op te help, hulle vorentoe te vat. En wil U vir ons help om mense te wees wat weet dat ons veilig is by U, dat die bose ons nie kan bedreig nie, en dat ons met selfvertroue oor U kan getuig. Help vir ons, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.